Dankie dat ons mekaar kan bedien met u genade, u liefde en u goedheid. In Jesus' naam. Amen. Amen. You may be seated. Ek wil vra goeie Vrydag. Leraar Fransman vir ons goeie Vrydag sal bedien. Amen. En Paaszondag ek sien daar word na jou verwys vir Paaszondag as jy hier is. As jy hier. Amen. So ek maak nou al voorspraak. Leraar, die leraars sal vir ons bedien. Amen. Ek het vanoggend wil ek met u praat oor die intog in Jerusalem. Nou oudeling Piet Damon sou gesê het, die boodskap is klaar uit. Want ek het klompie jare terug het ons dan in Vredendal 'n konferensie gehad by Pastor Jan en ek het nou die Vrydagoggend bedien. Vrydag aand. Die Vrydag aand bedien. By die begin van die konferensie en daar op die sportgronde en daar was 'n tema vir die naweek en toe ek het toe nou die konferensie geopen die Vrydag aand en toe daarna het elkeen wat bedien het gesê die pastoor het sy boodskap gevat daar. Hulle weet nie meer wat om te sê nie want alle boodskappe was oor die naweek, al die Vrydag aand reg oor die naweek klaar geneem of aangeraak. So wat was die tema geweest? Was dit nie oor die 7 kruiswoorde nie? Of ek kan nie meer onthou wat was die tema daar. Ons moet gaan kyk wat was die tema van daai naweek, maar elkeen het 'n gedeelte gehad om oor te praat. En so moenie as jy 'n boodskap het, gaan net aan op van daar's 'n klare fondasie gelê en elkeen moet net bou op daai fondasie. Amen. Die woord moet bevestig word. Daar moet bevestiging wees. Soos wat Sagaria die woord bedien het. Ek wil met u praat in Lukas die 20ste die 19de hoofstuk vanaf vers 29. As jy dit Lukas 19 vers 29 en dan gaan ek lees so ver as wat die Here ons sal lei, die Heilige Gees. En toe hy naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word. Luke 19 verse 20 from verse 29. By die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n esel vind wat vasgemaak is
wat geen mens ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, het gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vul, en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hy naby die afdrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here. Tot sover, die Here seën. Terwyl Jesus in Betfage is, stuur hy 2 disippels. Matteus sê, hulle het gevind, hulle die esel en die eselin. Die eselin gevind en die vulletjie. En hulle het al 2 gebring. En sê man, dit sou 'n bietjie onmoontlik wees om die vulletjie van die ma af te vat, want die vul sou nie sonder die ma loop nie. Maar as hulle die ma gevat het, het die vul gevolg. Amen. Ek kyk hier na die Donkey Sanctuary in die Karoo. Hulle het honderde donkies op daai plaas. Maar as hulle die donkies daar van die een kant na die ander kant skuif, die vulletjies loop agter die ma aan. Hulle hoef nie nog met die vulletjies te lolly, hulle moet net sorg dat die ma daai kant toe loop waar hulle wil hê. Hy moet loop. Maar die grootheid van die saak is die mense, die disippels wat daar is, begin God te verheerlik. Nadat die disippels die esel en die vulletjie gebring het en hulle klere op die vulletjie gegooi het, want niemand het nog op die vulletjie gery nie. Hy het nog nie werk gedoen nie, nog niks. Hy was nou seker al 'n redelike vul geweest om hom nou 'n mensgewig te vat. En toe hulle klere begin op die baie keer is ons so bang en skaam om ons liggame te ontbloot en kaal boelef te wees, en sê jy, dis nou sonde om so te, hallo. Hallo, kyk. Ek en my lover is nou een aand besig om te bid, en terwyl ons bid, toe vat sy nou daar dingetjie om hom net die vir haar te bedek. Ek sê, ja, nou soos die anders is die, wat sommer die doilie gevat het en op die kop Hallo, kyk.
As julle hier, ek weet nie, met julle gebeur die goed nie. Of jy nou kaalbolle is, of jy nou aangetrek is, of jy nou kort broekie aan het, God is always there. Die Here is altyd daar. Of jy nou met 'n tracksuit broek slaap, en of 'n tracksuit broek in die dorp, waar is die vroumense hier? God is altyd daar. Hy is altyd teenwoordig. Hy is daar waar jy is hy. Omdat jy hom aangeneem het jy sy kind geword en hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit, hallo, en jou nooit verlaat nie, al is dit ook daar waar jy moet tussen die kratte op soek vir vrugte. Hy is daar. Hy is daar. En sy teenwoordigheid bring jou wonderwerk, want jy's 'n draer van die salwing en die teenwoordigheid van die Here. Wat vir my wonderlik is in hierdie gedeelte, die mense begin te sing. En hulle begin te sê, geseënd is die koning. Want toe hulle hom op die vul sien sit, toe kom die woord van Sagaria by hulle uit. Want hulle het die skrif verstaan, hulle het die skrif geken, hulle het die profete, die wet en die profete geken. En iewers het iemand begin sê, geseënd is die, sien julle wat hier gebeur, geseënd is die koning wat kom. Want hy sit op die rug van 'n vul. Hulle begin Sagaria se woorde van meer as 500 jaar voor dit. Het Sagaria hierdie profesie. Jy sien, want almal praat oor profesieë. Wanneer die profete geprofeteer het hulle oordeel geprofeteer. Wow, as julle hier. Are you here, church? Hulle het swaal en vuur en wanneer baie mense is bang as jy 'n profetiese gawe het om in jou teenwoordigheid te kom, want hulle is bang. Party mense sê, ek wil tog nie my sondes so voor almal gepraat hê nie. En my geraamtes uit die kas uit hê nie. Jy sien, maar in ons tyd, die tyd waarin ons leef, is die profetiese gawe om mekaar te bedien met hoop. Sagaria, nadat die volk in die Babyloniese tydperk in Babylonië weggevoer was na Babylonië, het die Perse weer oorgeneem. En toe die Perse oorneem, het Kores die volk het die koning Kores die volk teruggestuur. En in hierdie tyd rig die Here vir Esra op, en hy rig vir seker 2 dekades daarna, nadat die volk teruggekom het, rig hy vir Sagaria op, om die volk 'n hoopvolle toekoms te gee, om te profeteer in die toekoms, om 'n woord in die toekoms te spreek, to prophesy something in the future, and to tell the people that their future look much better than it looks right at that moment. Want dat verdeeldheid tussen die volk gekom. Party het nog buitekant Kanaan gelewe. Party was buitekant Jerusalem. Sagaria het 'n tempel in Kanaan laat oprig. Buitekant. En daar was verdeeldheid. Die pastoor, die leraar volgens gesê, we must function as a unity. We must function, ons moet as 'n eenheid funksioneer. En hierdie mense, daar was nou die vreeslike, en veral in Jesus se tyd, toe Jesus gebore is, was dit in die Romeinse ryk. Die Romeine het toe daai hele area oorgeneem. Die
Babyloniese tydperk was verby. Die Romeine het toe oorlog gevoer en elke keer wanneer hulle 'n gebied oorgeneem het, het hulle 'n oorsiener of gouverneur of koning daar aangestel om oor daai area te regeer. Maar hulle moet verslag doen. Dis amper soos ons land, die verskillende provinsies, wat nog steeds, ons kry 'n budget en dan moet daar nog steeds verslag gegee word aan die parlement en aan die hoofde van die land. Hoe het jy daai geld gespend? Hoe het jy die budget gespend wat jy gekry het? En jy moet nie dat as daai budget, as jy te geoverspend het, gaan jy gepenaliseer word. Is ek reg? En jy kan ook nie underspend nie. You must spend the money that the government give unto a certain organization. You must spend that money. Jy kan nie sê, okay, daar het nou 'n bietjie van die budget oorgebly nie. Dat is maar volgende jaar, dan sê die government en die regering van die dag, kyk julle het nie soveel geld nodig nie, we cut your budget. Ek is min of meer hier in Lenseker. We cut your budget because you don't need that much. En so kry elke dorp of elke munisipaliteit kry geld om te spend. Ek is nou heel van koers af. To spend that money wisely. And they must not overspend and not underspend. They must spend the money that was given unto the municipality to run it and to dat het goed kan functioneer. Maar nou is daar is die wrijving. Hello. Because where the decisions have to be made, daar waar hier besluite gemaak word, kom die manne nie ooreen nie. En die mense wat daaronder lê is die mense op straat. Want daar's altyd 'n getoutrekkery oor wie wat en wie waar en hoe en in plaas van stem saam oor die saak, kom tot 'n slot, tot 'n punt en sê dit is wat ons moet doen. Amen. Sagaria bring hierdie hoop. Sagaria, hy bring hoop vir hierdie volk, want hulle is nog nie onafhanklik nie. Hulle is nog steeds onder Kores se beheer. They are still under the Persians. Die Perse wat toe amper die hele Oosterse lande geregeer het. Want wanneer die manne daar opgetrek het hulle, as 'n ryk opgestaan het hulle die hele Oosterse lande geannexeer. Daar is hy woord. Nou die Here gee vir my daai woord van hier aan die week annexeer om te annexeer. Hulle daai lande geannexeer, hulle dit beset en dit in besit geneem en geregeer daarso. En hulle is nog steeds onder hierdie regering en Sagaria bring hoop. God gee vir Sagaria 'n woord wat hoop bring. En hierdie woord, hy sê in Sagaria 9 vers 9 sê, kyk en jou koning kom na jou toe. Amen. Hy kom na jou toe. Every time that the prophet prophesies, there must be hope. Daar moet hoop wees. Die volk moet hoop hê, hulle moet uitsien na iets in die toekoms. Something good is going to happen. Maak nie saak in die midde van die stryd waar ons ook al op hierdie stadium is. Hulle sê dat volgende maand gaan ons so swaar kry en ons het nog altyd survive, want God maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Hy maak 'n weg.
Maak nie saak of hulle sê dat die dieselpryse gaan met R10 op nie. Dit maak nie saak of hulle die diesel terughou tot na volgende Woensdag toe nie. Dit maak nie saak hoe hulle die prys gaan opsit nie. We will survive because we got hope. We got hope. Ons het hoop vir die toekoms. As ons nie hoop het nie, dan is ons hopeloos. En ons sien niks raak nie. Al wat ons sien is donkerte. There's a light somewhere that shine in the future. Daar's 'n lig wat skyn. En hierdie lig se naam is Jesus. He's the light of the world. Hy is die lig van die wêreld. En wanneer ons in hierdie lig wandel, alles daai lig lyk dit of hy op die gerig van 'n esel kom, maar hy kom met hoop. Die volk het dit ewe skielik raak gesien. Hulle het dit raak gesien, hulle het hom besing. Ander een van die evangelie sê, hulle het palmtakke begin, dis hoekom dit Palmsondag is. Hulle het palmtakke begin afkap van die bome af en begin op die pad te strooi, sodat die erekoning, hy sê, hef op julle hoofde o poorte, hef op o ewige deure, dat die erekoning kan aankom. Wie is dan toch die erekoning? En geweldig, hy is geweldig. Hy kom op die rug van 'n donkie, maar hy is geweldig in die stryd. Die skrifgeleerdes en fariseërs raak ewe skielik bang. Hulle sê hierdie man moet gestop word. Want kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Hulle het nie geweet dat hulle profeteer nie. Yes, amen. Because the whole world, die hele wêreld loop agter Jesus aan. If God, die Here verander die situasie net so. Hy verander 'n situasie wat lyk of dit donkerte is. En mense kom tot bekering. Dat ek hoor gister, ons is so ongewoond dat mense op 'n Saterdag oop lig hou. Hallo, kyk. Maar ek sit gister daar agter, nou moet ek maar die ou duifies oppas, want die honde wil net die goed opvreet. En ek sit daar agter en ek hoor die oop lig hier in die onderkant. En ek dink, by julle kant ja. En ek dink, wanneer laas het mense op 'n Saterdag 'n oop lig gehad? Times are changing. Tye verander. Jesus kom in Jerusalem. En hy, een van die evangelie sê, toe hy oor die stad kyk, toe ween hy oor die stad. Kyk, ween en huil is twee verskillende goed. Nee. Ween en huil. Huil is soos hy klonkie net hoe hy gehuil het. Dis huil. Hy skree en kry klaar. Maar Jesus het geween oor die stad. Daar was iets wat hy, seker wat Moses en Elia met hom op die berg bespreek het, wat gesê het, dit is die tye wat vir Jerusalem voorlê. Daar sal jou geen klipsteen op 'n ander gelos word. Die stad sal beleer word. En toe hy so oor Jerusalem kyk, toe ween hy oor. Kyk eens by mekaar. Weet jy hoe sy hen wat kykens het? As die kykenvanger daar in die ronde is. Jy weet, wie meeste van ons op plaas voor groot geword, hoenders geboor, jy moet kyk na die kykens. As die kykenvanger daar is, dan roep die hen, die kykens by mekaar en sy maak haar vlerke so oop,
dat die kykinkies daar kan ingaan. En dan sien jy nog, daar is van die kykinkies wat nog nieuwsgierig is, om net 'n bietjie uit te loer. En die wat nie gehoorsaam is nie, daai kykinvanger is baie vinnig. En as hy kyk net, is hy weg. Jesus sê, ek wou jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kykens. Maar jy wou nie. Hy praat met Jerusalem. Vandag praat hy met Jerusalem, met ons, met die kerk. As ek wil julle by mekaar maak, soos 'n hen haar kykens. Die eerste ding wat Jesus doen, toe hy Jerusalem inkom, toe gooi hy die tafels om. Daar waar die duiwe verkoop is, jy weet vir die offers en goedes, daar was oral besigheid gemaak. En die skrifgeleerdes en fariseërs het glad nie van dit gehou nie. Dan moes hulle probeer om van hom ontslae te raak. Maar daar was 'n groter hand wat in beheer was. 'n hoër hand wat in beheer van dit alles was. Hy het beheer uitgeoefen oor elke situasie en elke omstandigheid. He was fully in charge. In jou omstandighede, hoe dit ook al lyk, God is ten volle in beheer. Amen. Hy is ten volle in beheer. En maak jy baie keer foute. En as ons foute maak, dan wil ons net die duiwel skuld. Hy moet deurloop en hy moet bestraf word. Nie dat ek sê, jy moet nie die duiwel bestraf nie. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en die owerhede in die lig. Die wêreldheersers. Hosanna, geseën is hy wat kom. Hy kom op 'n eenvoudige manier. Hy kom op 'n manier wat ons dit baie keer nie verwag nie. Dan kom jy so in die stilte en jy hoor net in jou situasie en in jou omstandighede. Dan kom hy in die stilte en hy sê, ek is hier. Ek is hier. Ek is hier. Ek het nou gekom om jou in jou situasie te help. To lift you up. Om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. The Holy Spirit wants to help us. We just have to give Him the space to work in us and through us. We just have to open up. Soos wat ons gesing het. Come, now is the time to worship. Come, Holy Spirit. Come and wash me and cleanse me. Hy is die een wat ons help. Jesus sê, ek sal vir julle die trooster gee. Julle in die hele waarheid te lei.
Sy disippels het nie verstaan waaroor dit alles gaan nie. Maar die dag toe hy op Golgotha sterwe, nadat hulle hom daar afgehaal het van die kruis af en hy opgestaan, nadat hy opgestaan het hulle begin besef. En elkeen het gepraat oor daai gedeeltetjie wat hy daar gesê het. Onthou julle daai dag by die boot? Onthou julle daai dag op die berg van verheerliking? Daar was maar 'n paar by hom gewees. Onthou julle die nag in Getsemane? Onthou julle die avondmaal toe ons die laaste Pasga en die eerste heilige nagmaal geëet het, toe hy gesê het. You see, there's always the remembrance. As een van ons nie meer hier is nie. Ek het nou eendag vir die leraar gesê, toe ons die verlede Dinsdag aan die musieke hier opsit, toe hulle die musieke opsit, ek het net gestaan, toe sê ek, hiervan sy Papiedam gehou het. Yes. Hy sou dit gelyk doen, want ons weet, hy is 'n musikale man geweest. Hy het gehou van klank, hy het gehou daarvan, jy moet die mic, jy moet die mic 'n bietjie harder draai. Onthou julle, do you remember? En by die nagmaal sê elke keer wanneer julle eet, remember. Yes, amen. Elke keer wanneer julle die nagmaal eet, onthou wat ek vir julle geleer het. In die een voet van 'n donkie, dit mag dalk vir jou lyk na niks. Maar in daai niksheid, in that nothing, there is something that God wants to put in your hand. En hy 3 kratte, wil hy vir jou 13 kratte gee. Amen. You just have to open your eyes. Die leraar se getuienis vir ons, gee vir ons hoop. Want as jy dink, daar's niks, hoe maak ek nou? Daar's niks vir die pot nie. Iemand vra, dan stuur hulle die kinders sê, my ma soek iets vir die pot. Daar's dan niks vir die pot. My ma soek iets vir die, wat wil jy hê vir die pot? Ek kan vir jou patat gee of jy moet spesifiseer wat jy in die pot wil hê. Ek het en dan moet jy nou met myself jy moet sommetjies maak. Daar's eie nodig, daar's vleis nodig. Dis 'n hele shoppinglys. Die hele Sondag. Die pastoor sê my offer 'n naam gee. Every time that you stand here. Ons kan voor die koning uitloop en ons klere uittrek en op die pad gooi. Maar hy het 'n groter doel. Yes, amen. Die doel was om die profeseë te vervul wat oor hom gespreek was. Honderde jare voor sy geboorte, voor hy hier op die aarde begin wandel het. Hy het nog tot 30 jaar toe, maar nog daar was ek maatjies rondgespeel, kinders daar rondgewandel en rondgespeel en moenie so maak nie, en ma weet wat die profesie oor die kind, ek gee my gou nog so 2 minute, ma weet wat die profesie oor hierdie kind is. Maar weet wat was die profesie wat oor die kind uitgespreek was? Onthou jy wat hy wat die toneelspeler of wat was sy naam, Richard van der Berg gesê het? Hallo kyk, onthou jy wat die profeet vir jou gesê het oor die kind?
En maak eer hier, maak wil jy hê, want maak onthou die profesie wat gespreek is. En toe werk die klong saam met sy pa. Ek onthou vanoggend toe hulle hier praat oor die kinders, en toe onthou ek en Virgie bakkery toe gestap het. En toe hy nog groter raak, my oorle swaar het altyd gesê, jong, julle twee is soos Vinkel en Koljanne. Hy sien maar, as hy ons sien, is ons twee met mekaar. Ons stap hier dorp toe op 'n Sondagmiddag om te gaan bestellings neem in ons. Ons is maar altyd met mekaar. Nou is ons so half 'n bietjie, ons is elkeen op sy eie ding en ons doen elkeen. Maar daar was 'n profesie. Daar was 'n profesie. Onthou jy die profesie? Onthou jy die profesie wat daar oor jou kind, daai dag toe daai kind ingeseën het. Die profesie wat daar oor hy kind gespreek het. Hier werk Jesus nou as 'n timmerman. Hy help sy pa om met spykers en hamers en goedes en tafels te bou en hy help met alles. Hy moet seker vir Herodes ook nog goedetjies gemaak het, want hy is die timmerman daar in die dorp. Want as jy 'n goeie werk doen, dan versprei die woord. As hulle iemand soek, hier verhaal nou op Facebook, ken julle nie 'n goeie argitek nie? As sê hulle, hier is soos Uncle Dave se nommer. En Jesus werk daar saam met sy pa. Maar ma is altyd daar rond, want ma wil nie hê die klong het 'n woord oor sy lewe. Daar's 'n profesie wat oor hom uitgespreek is. Amen. Toe hy weggeraak daar in Jerusalem, toe is hulle so bekommerd, toe hulle die mense nou begin huis toe gaan, hier, waar is, moet hulle weer terug gaan, hier sit Jesus tussen die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hulle is so ontstel, ek dink, wonder wat sou ek gemaak het. Ek sou hy klonk voeter het. Gesê ek het nou al halfpad huis toe gewees, en jy sit hier so. Ek moet weer 'n dag reis terug gereis om hier te kom. En dan is dit weer 'n dag reis weer terug huis toe. Hy sê, weet julle nie, laat ek nie dinge van my vader moet wees nie. En ma onthou. Toe sê ma vir pa, los die klonk, kom ons. Het is maar die klonk wat dan. En op 30-jarige ouderdom, toe kom die profesie in vervulling. En ma weet ook dat 'n priester kan net sy werk begin doen vanaf die ouderdom van 30. Toe hy begin bedien, toe sy broers baie ontstel, want wie dink hy is hy? Wie dink hy is hy? Maar ma het geweet. Ja, amen. En hulle het hom ook nie aangedoen. Hulle het nie gevat het wat hy gesê het. Man. Hulle het hom nie herken. Ons is daar nog al die jare hier saam groot geword. Tot op die einde, toe sy broers daar. Yes. Al skryf jou familie vir jou af. Al sê jou familie, nee jong, As jy die dag nie meer daar is, as jy, ek onthou. Ek onthou wat Frederik gesê het. Ek onthou. Daardie dag, iemand het gister gesê, hy noem die persoon op sy naam wat die Here aan hom gegee het. Of op die naam wat sy ouers aan hom gegee het. Ek wil nie aan daai naam wees wat my ouers vir my gegee het, vir jare nie. Ek het sommer alle ander name bygevat. Maar ek wil nie Nicodemus wees. Dat is altijd wat zwaar nou. Maar nou is ek nogal oorheid met die naam, nee. Ek is nogal oorheid met die naam. Ek kan kyk al by blad, ek het daar geskryf, Nicodemus. Ek het nogal lief vir die naam geraak. God bless you. Accept
But because when God calls you, He will call you by that name. Hy sal nie vir jou op Nikkie roep, hy sal nie vir my op Seun roep nie, alhoewel ek is nou eendag as ons daar, ek is nou so klaar, ek is nou eendag daar in Shoprite, en daar is 'n tannie daar, ek het gister die tannie gesien. Mense kan nie ou lokasie. Nou groet ek vir haar. Sê, ekskuus tog, môre Seun. Of was dit middag? Dit was middag Seun. Ek dink, joh, moet jy nou die naam so hard uitdruk, jong? Maar ek dink sy wou toen net die mense daar rondom laat verstaan. Ek ken die klong al lang al. So accept what you can't change. Because God is the one who will change the things. Kom ons staan op ons voete. Jesus, kom na ons toe. Vandag op 'n eenvoudige manier. Hy kom op die rug van 'n ou vulletjie, van 'n donkie. Party mense sê dit is 'n esel, party van die skrywers sê dit is 'n donkie. Hy sê die esel, 'n esel is anderster as 'n donkie. Nee, 'n esel is heeltemal, hy's 'n groter dier ook. So die vul sou groter wees as 'n donkie se vul. 'n Esel lyk soos 'n perd, maar hy is nie 'n perd nie. Nee. 'n Esel het lang ore soos 'n donkie. Maar hy is nie 'n donkie. Hy is ook nie 'n donkie nie. So sy vul sal groot wees. Dis hoekom Jesus gemaklik op daai vul kon sit. En so die vul sou ook nie swaar kry nie, want hy kan gemaklik daarop pas. Kyk hoe kom hy na jou toe en na my toe vanmôre. Hy kom op die rug van 'n eselvul. Hy kom vanmôre op die eenvoudige manier wat ek en jy baie keer nie verstaan nie. Mense verstaan baie keer nie wanneer hy met hulle praat nie. Maar hy kom vanmôre en hy sê vanmôre vir jou en vir my, ek is die een wat die vrederegter is. As daar onvrede by jou is, dan bring ek vrede. As daar liefdeloosheid is, dan bring ek liefde. Ek is die een wat harmonie in jou huis bring. Ek is die een wat die mense rondom jou annexeer. En ek bring hulle terug na die kruis toe. Ek neem hulle gevange en ek bring hulle terug na die kruis. Ek neem hulle gedagtes gevange. I'm the one who are in control of everyone. I set before you life and death. You have to choose. And I choose life. Vader, baie dankie. Dankie dat ons vanmôre hier kan staan. En weet u kom vanmôre in hierdie gebou in op die rug van 'n esel. U kom dalk vanmôre hier in die vorm van 'n duif. En u kom vanmôre sit hier vanmôre op elkeen. Dankie dat die Heilige Gees vanmôre homself verdeel en op elkeen kom sit. En as vir ons in hierdie tyd, in hierdie lydensweek wat voorlê, vir ons net weer kom herinner aan dit wat u vir ons gedoen het, Here Jesus. Sodat ons met die Vader weer in 'n eenheid kan wees. Dat ons weer verhouding kan hê. As weer aan tafel kan sit.
That we can remember. Dankie dat ons weer in herinnering kan roep. Die dinge wat U vir ons nagelaat het. Vir die kerk nagelaat het. Vir die liggaam van Christus nagelaat. Dankie dat ons in eenheid kan kom. To be a unity, to be a body. Yes, Lord. Om 'n liggaam te wees. Met verskillende funksies. Thank you, Lord. Dat ons daardeur mekaar kan bedien. Thank you, Lord. Die liggaam kan bedien. In Jesus naam. Thank you, Jesus. Amen. Amen. God bless you. So ontvang die biddende seën. The Lord bless us and keep us. The Lord make His face shine upon us, and the Lord is gracious unto us. Yes, Lord. The Lord lift up His countenance upon us, and He give us perfect peace. Thank you, In Jesus' name. Amen. Amen.